Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend. Nee, ek is maar opgewonde, dis naweek. Nee, ek is opgewonde. Hoekom? Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. My naam is Danie Gerber en vandag praat ons oor 'n baie ernstige gedeelte in ons lewens. Bely jou sonde en bekeer jou. En dis baie belangrik. Baie mense sê, ja, maar ek is 'n goeie mens en goeie mense gaan nie hemel toe nie. Hoor dit weer 'n keer. Goeie mense gaan nie hemel toe nie. Hy wat sy sonde bely, wat tot bekering kom, gaan hemel toe. Gaan 'n ewigheid saam met Jesus spandeer. Ek en 'n ander ou het nou die dag gesels, ek kan nou nie onthou met wie ek gesels het nie. Ek sê, weet jy, ons probleem is, ons wil 'n ewigheid, en ons gaan 'n ewigheid by Jesus wees. Maar Boeta, ek het nie tyd om 'n hele uur en 'n half in 'n kerk te sit nie. Daar's beter dinge om te doen in my lewe as om daar te sit en na iemand te luister. Maar ek wil 'n ewigheid gaan ek by Jesus se voete lê. En ons gaan daar wees. Goed, ek wil sê, bely jou sonde, kom tot bekering, want anders dan gaan ek en jy hierdie pad mis. So kom ons gaan lees bietjie in God se woord oor bely. Nou die eerste gedeelte is hierso in Filippense 2 vanaf verse 10. Hy sê hierso, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel is, en die wat op die aarde is, en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. So elke tong gaan bely dat Jesus Christus koning is. En dan Romeine 14 verse 11 sê vir ons hierso, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal God bely, en so sal elkeen van ons dan vir homself en aan God rekenskap gee. So pas op wat ek en jy sê met ons mond, wat ons sê oor Christus Jesus, wat ons sê oor godsdiens, want ek en jy gaan rekenskap gee oor dit. En dan sê die woord ook vir ons, dat ons tot bekering moet kom, nee, dit is belangrik, en ek weet ons as mens sê, jy moet daagliks tot bekering kom. So met ander woorde, jy neem jou kruis op, en jy dra vir hom daagliks. En ons gaan lees verder, hierso in Handelinge 3, verse 9 en 10, sê hy, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. So dit is belangrik dat ek en jy uit bekering kom. Daagliks dat ons sê, Here, vergewe my. Vergewe my vir wat ek sê, vir wat ek dink en vir wat ek doen. Want sonder dit gaan ek en jy die koninkryk van God nie beerwe nie. As ons dink, jy het tot een keer tot bekering gekom, toe ek my hart vir Jesus gegee het, 25 jaar terug, en ek is sjap. Dink weer, hoogmoed is 'n lelike ding. Die Here sê ons moet pas op teen dit. En dan die laaste gedeelte wat ek wil deel is in Lukas 9 verse 23 en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my onwil verloor, hy sal dit red. So ek is belangrik dat ek en jy weet vir wie ons lewe gee. Vir wie aanbid ons vandag? Vir wie is die Here gelukkig mee? Of wie is Satan mee gelukkig? Ek wil daai gedeelte ook nog met julle deel. Een van die twee, God of Satan, is gelukkig oor my vandag. Ek wil dit ook nog bietjie deel. Ek sal dit dalk so voorberei dat ek dit maandag bietjie met julle deel. Maar julle moet 'n geseënde dag hê daar in Jesus Christus. Maar kom ons bid saam en ons vra die Here om ons te lei. Amen. Halleluja, Abba Vader. Here, baie dankie vir hierdie nuwe dag. Ja, Here, dit is so belangrik om te kan bely, Here, en dan tot bekering te kom. Here, want sonder dit sal ons nie saam met U wees nie. Ons sal nie die koninkryk saam met U ingaan nie. Abba Vader, wees ons genadig, vergewe ons en lei ons, Here, sodat ons met ons mond sal bely. U woord sê dat ons met ons tong sal bely dat Jesus Christus is God. En Here, dat ons tot bekering sal kom, en die woord sê, laat jou bekeer en laat jou doop. Here, laat ons gehoorsaam sal wees aan U woord, en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broertjie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie naweek. Moenie net gaan jol nie. Gaan verkondig God se woord en wees 'n lig in hierdie wêreld. Julle moet 'n geseënde naweek hê. God bless.